Goeiemôre. My naam is Nadia Kritzinger, ek is die predikant hierso en by Wonderboompoort en baie welkom vir almal. En baie sterkte veral vir julle wat hier voorsit, maar ek wil almal van julle is hier omdat julle hier wil wees. Niemand het julle gedwing nie. Omdat julle hier wil wees omdat julle vir Susan Grindling ken en haar gedagtenis wil eer. Kom ons word stil en dan bid ons saam. Here, al sou daar dinge oor ons lewe kom en al sou daar hartseer wees en al is daar so baie herinneringe vanoggend wat ons het hier in hierdie gebou oor Susan Grindling. Here, nog steeds wil ons U loof, wil ons vir U dankie sê, want U is die een wat haar gegee het. U is die een wat lewe skenk. Dankie vir haar lewe, Here. Maar Here, as ons by mekaar is hier, dan is daar ook baie hartseer en trane wat maar vlak lê. En Here, as ons by mekaar is, wil ons bid omdat U hier is, dat U ons sal troos, dat U by ons sal wees as ons hier by mekaar is. Amen. Ek lees graag net so 'n paar hooftrekke van Susan se lewe. Susan Grindling is as Piet gebore. Ek hoop ek sê dit reg. Ek het nog nooit die van voorheen gehoor nie. Piet. In 1959 en in Groblersdal Hospitaal gebore. Sy was die laaste, die jongste van 9 kinders en Benviljoen Hoërskool in Groblersdal skool gegaan en daar ook as verpleegster is sy opgelei. Sy het by Groblersdal Hospitaal begin werk en later na Pretoria verhuis nadat sy getroud is. Sy is getroud met Piet Grindling in 1979 en hy is in 2008 oorlede. 2 dogters, Delani en Diana is uit die huwelik gebore en 4 kleinkinders. En sy het hier by die kerk het sy gereeld 'n koek of 2 vir die kerkbazaar gebak en sy het altyd saam met haar skoonouers koeksusters aan die gemeenskap geskenk en ook aan die kerke. Sy was lief vir boeklees, sepies op haar foon gekyk, speel speletjies op haar foon en sy sal onthou word dat die familie se kinders sal haar onthou as hulle ander ma as dit gekom het by skoolvakansies. Sy was altyd daar vir almal en reg met raad as hulle dit nodig gehad het. Haar kleinkinders sal haar onthou as die ouma wat altyd daarvan gehou het om hulle te bederf. Sy was altyd 'n persoon waarheen die kleinkinders gehardloop het as hulle ouers nee sê, want ouma sê altyd ja, soos 'n goeie ouma moet. Sy was 'n mens vol liefde, omgee en onselfsugtigheid. Sy was die sterkste persoon wat ek geken het en altyd bereid om te help waar sy kan. Sy was almal se designated Uber driver as jy nie vervoer gehad het nie. Kom ons staan op en dan sing ons die lied. Dit is afgedruk op die blaadjies ook die oorwinningslied waarvoor sy baie lief was. Ons gaan net die eerste 3 verse sing en dit is ook op die skerm as jy van die skerm af wil sing. Kom ons staan en sing ons saam. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer.
Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op tromme en kom dans voor God se oor. Kom deel in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Kan maar sit. Ek wil vanoggend vir ons lees uit Johannes, die 10de hoofstuk van die 7de vers af, Johannes 10 vers 7. Toe het Jesus verder gesê, dit verseker ek julle, ek is die ingang vir die skape. Almal wat voor my gekom het is diewe en rowers, maar die skape het nie na hulle geluister nie. Ek is die ingang. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Hy sal in en uitgaan en veiding kry. 'n Dief kom net steel en slag en uitroei. Ek het gekom, sodat hulle die lewe kan hê en dit in oorvloed. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy skape af vir die skape. Sy lewe af vir die skape. 'n Huurling is geen herder nie. En dit is nie sy eie skape nie. As hy 'n wolf sien kom, los hy die skape en hardloop weg, en die wolf vang die skape en jaag die trop uitmekaar. Hy is 'n huurling en bekommer hom nie oor die skape nie. Ek is die goeie herder. Ek ken my skape en my skape ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken. En ek lê my lewe af vir die skape. Ek het nog ander skape, wat nie van hierdie kraal is nie. Ek moet hulle ook lei. Hulle sal na my stem luister, en hulle sal een kudde wees met een herder. Ons lees dit daar. Ek kon nie glo toe ek hoor, dit is 17 jaar terug, dat ons 'n diens gehou het in die kerk, en wat ek ook gehou het, 17 jaar terug, dat oom Piet Grindling oorlede is nie. Intussen het daar baie water, soos hulle sê, in die see ingeloop. En die oggend het ons Psalm 23 gelees, en op die grafsteen by Sandfontein, waarna ons gaan ook na die diens, staan dit ook, Psalm 23. Daarom het Jana en Delani hulle vir my gevra, kan ek miskien daarby aansluit, en ek het dadelik gedink aan hierdie gedeelte wat ons gelees het, waar Jesus sê, ook praat van die herder, waar hy sê, ek is die goeie herder. In die evangelie van Johannes is daar 7 beelde wat Jesus sê, elke keer sê hy, ek is dit, of ek is dat. Hy sê byvoorbeeld, ek is die brood wat lewe gee, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En vanoggend gaan ons 3 van hierdie ek is uitsprake van Jesus na kyk. En ons het 2 van hulle klaar gelees. Want die eerste ene
sê, het ook met skape te doen, soos met die herder, maar sê eintlik, ek is die ingang vir die skape. Jesus sê, ek is die ingang, die deur, die hek na die kraal toe. As jy deur hom stap, as jy in hom glo, dan is jy veilig. So skape is in 'n goeie kraal met 'n goeie muur. In die lewe is daar baie rowers, daar's baie dinge wat vreugde wil steel, gevare in die pad. Maar as mens in hierdie kraal is van die Here, dan weet jy, ja, hulle kan jou miskien met klippe gooi, maar hulle kan nie alles vat van jou af nie. Want in die hand van die Here is jy veilig. Die lewe van Susan was ook nie altyd maklik nie. Julle sal dit beter ken as wat ek het ken. Met gesondheid, met bekommernisse. Maar in geloof is daar altyd redding. In die Here Jesus, die goeie herder, weet jy is veilig by hom. Hierdie eerste paar verse het ook gesê, as ons deur hom gaan, hy wat die ingang is, dan kan jy lewe in oorvloed kry. En as jy uitgaan dan by die herder, dan is daar weiding, groen weivelde. Lewe in oorvloed. Wat is lewe in oorvloed? As mense dink ons baie keer, lewe in oorvloed beteken dat jy nie net ryk is nie, maar jy is stinkryk, jy is baie ryk. Dan is dit oorvloed. As daar kos is, dan eet jy en dan eet jy nog verder totdat jy naar is, soos by 'n luukse troue of 'n hotel. Maar skape wat ingaan by hierdie ingang, dink 'n bietjie anders daaroor. Miskien moet ons ook anders dink oor oorvloed. Skape dink as hulle genoeg het, is dit genoeg. Hulle hoef nie nog te hê, gras ergens te hê vir volgende dag nie, want hy's genoeg. Volgende dag sorg vir homself. 'n Skaap het 'n lewe in oorvloed as hy genoeg het om te eet en as hy veilig is. As hy weet, maar hy hoef nie bekommerd te wees deur die aand nie, die wolwe sal hom nie kry nie, hy is veilig hier in die kraal. Ek kom al hoe meer agter, soos ek so stukkie vir stukkie ouer raak, daarom al oor die 50, dat 'n lewe van oorvloed gaan nie daaroor oor al die dinge en besittings wat jy het nie. Dit maak het natuurlik makliker, nee. As mens nie hoef te bekommer nie, maar dit gaan nie eintlik daaroor nie. Dit gaan daaroor om tevrede te wees met wat jy het, om dit wat jy het te geniet en te waardeer, dankbaar te wees. En dit wat ons het, is wat die meeste werd is ook nie besittingsdinge nie. Dit is eintlik mense. Dit is iemand wat langs jou sit hier in die kerkgebou. Dis mense vir wie jy lief is. Die afgelope week het ek ernstig die lied van Elvis Blue oor die radio gehoor. Meer as genoeg. Party van die woorde is, al sou die lewe moeilik raak, al lê jou rekening hoe laag, sal jy kan sê ek het meer as genoeg, al sou ek alles weggee. En dan die koortjie, die chorus, dis net die een wat bereid is om alles op te gee, wat kan sê ek het meer as genoeg. Het Susan 'n lewe van oorvloed gehad, 'n vol lewe, 'n lewe van oorvloed? Wel, ek het haar nooit hoor kla nie, al was daar moeilike tye, persoonlik nie. Het sy probleme gehad, man oorlede, finansies nie altyd breed nie, bekommernisse oor die kinders en die kleinkinders, gesondheid met die suikersiekte, maar ek het die idee van sy het dit geleef, sy het 'n lewe van oorvloed gehad, want sy het liefde gehad. Dis net die een wat bereid is om alles te gee, wat kan sê ek het meer as genoeg. En Susan was iemand wat gegee het, wat 'n groot hart gehad het, 'n oop hart. En dit bring my nogal by die tweede ek is, wat Jesus sê in hierdie gedeelte. Hy sê, ek is die goeie herder. Psalm 23 sê mos, die Here is my herder, ek kom niks kort nie.
al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want hy is by my. En hier sê Jesus, maar ek is God. Ek is hierdie herder, wat jy kan sê, as jy sê, die Here is my herder, dan kan jy op hom vertrou. Dan, as jy in hom glo, dan kan jy weet, hy is by jou. In goeie tye, Jesus se eerste hoofstuk, sy eerste wonderwerk in Johannes Evangelie is, dat hy Kana toe is by 'n bruilof, by 'n troue, 'n groot lekker partytjie, en daar maak hy toe die wyn op is, maak hy van die water wyn, en hy is daar, en hy vier saam fees in goeie tye. Dis net soos 'n herder, nee, wat by sy skape is. In slegte tye, net die hoofstuk hierna, hoofstuk 11 van Johannes, dan is sy vriend, goeie vriend Lazarus dood. En dan is Jesus daar. En hy huil saam as die ander huil. Die goeie herder ken sy skape en hulle ken hom. Ons is seker amper 100 mense, tussen meer as 50 mense hier, en die herder, Jesus, ken elkeen van ons. Nie een van ons is hier om dieselfde redes nie, dieselfde emosies nie, maar hoe wonderlik dat die herder weet hoe jou omstandighede is, weet wat jy dink, weet wie jy is. Hy ken jou en hy's daar by jou. Net so kan ons weet dat die Here altyd, die goeie herder, altyd by Susan was. Die goeie herder, het ons gelees, lê sy lewe af vir sy skape. Hy lê sy lewe af vir sy skape, soos die kruis hiervoor. Soveel gee die Here Jesus vir ons om, dat hy nie van ver af gekyk het as 'n God wat ver kyk nie, maar sê, maar Here, is ek tussen julle. En as daar wolwe kom wat ons vreugde wil steel, dan hardloop hy nie weg nie, maar hy is deel daarvan, deel self van die swaar kry, van die lyding, deel van die dood. Susan het ook haar lewe afgelê. Vanoggend is ons hier want sy is dood. Maar sy het op 'n ander manier ook haar lewe afgelê vir die kleinkinders, vir haar kinders, dat sy bereid was om te gee, 'n lewe gehad wat gesê het, maar hier is dit, my hande is oop vir julle. Waar daar nood was hy so gereeld daar, of dit 'n Uber is, of 'n toebroodjie. Susan was nie iemand wat ek beleef het as sentimentele woorde en met allerlei blommetjies en vraaitjies nie, maar sy was prakties. Sy sal by jou staan. Die laaste ek is, wat ek vanoggend net vinnig wil noem, wat soveel sê vandag vir ons, is in die volgende hoofstuk, ek klaar so 'n bietjie daarna verwys. Toe Jesus gegaan het na die begrafnis, of hy was laat vir die begrafnis, by van Lazarus, sy vriend. En want toe hy daar aangekom het, is Lazarus klaar dood, en Martha, Lazarus se suster, kry hom buite, en dan sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. En dan vra Jesus vir Martha, glo jy dit? Dat as jy in my glo, sal jy nooit sterwe nie, al sterwe jy ook. Jy sal steeds lewe. Ons is hartseer vandag, en ons treur, en daar's trane oor Susan wat nie meer met ons is nie. Maar ons weet dat vir haar wat geglo het, is dit nie die einde nie. Jesus sê, ek is die opstanding en die lewe. En ons kan dit glo, dat so seker as waar haar kruis is, en so seker as waar haar graf is waarin Jesus is, net so seker
is die graf nie leeg, is die graf leeg. Jesus opgestaan. Jesus wat die dood oorwin het, en daarom weet ons, ja, Susan se liggaam is dood hier, maar saam met Jesus kry sy 'n nuwe liggaam, geestelike liggaam. So seker as wat Jesus opgestaan het, so seker is Susan ook lewendig. In ons gedagtes, in ons herinneringe, maar ook werklik waar in Jesus. Familie en vriende, ons vier vanoggend vir Susan wat deur die ingang van die lewe geloop het, ingang van Jesus geloop het, en die lewe kon leef. Susan wat haarself gegee het vir mense, en so ook soos die goeie herder was, wat sy lewe gegee het vir ons. Ons vier Susan wat deur geloof in Jesus en die opstanding nie werklik dood is nie, maar in die voetspore van die herder weer opstaan en vanoggend selfs 'n helderder lewe as wat ons lewe. Here, U sê vanoggend vir ons, in hierdie lewe wat ons nie verstaan nie, wat ons dit net kan lewe in die goeie tye en slegte tye, is U daar, en is daar soveel meer. Dankie Here dat U sê, U is ons goeie herder. Here, wees U tog 'n herder vir elkeen hier, en waar ons party van ons miskien ver van U af is, Here, dankie vir U roepstem, vir U uitnodiging wat sê, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou rus gee. Dankie Here dat ons in groen weivelde, maar ook in donker gevare, dat U by ons is, dat ons nie hoef bang te wees nie. Here, kom tog met U sagte hand, en troos U vanoggend vir ons. U wat Immanuel is, ons goeie herder. Amen. Kom ons staan, dan sing ons die ander lied wat ook op die skerm is. Ons gaan die eerste versie 2 keer sing, en is ook op die skerm. Die Here is my herder. Hy plaas my voete
Julle kan maar sit, dan gaan ons 'n slideshow, 'n skyfie vertoning kyk op die skerm hier, wat ons gaan kyk na foto's en 'n lied luister. Ek weet jy wonder soms hoekom dinge moet gebeur, en ek weet jy het baie vrae en jou hart is baie seer. Ek weet my plek is leeg langs jou, ek sal altyd by jou wees. As jy na my verlang, onthou ek is by jou in die gees. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlekke om jou hou. Ek sien jou trane elke dag, ek wens ek kon dit afdroog. Ek wil nie hê jy moet huil nie, kyk, ek is daar in die reënboog. Hier sal ek altyd wag vir jou, hier in ons hemelhuis. Ek hoop jy volg die regte pad, tot hier by die kruis. My tyd op aarde is verby, my lewe was afgemeet, en ek weet jy moet agterbly, maar ek sal jou nooit vergeet. Ek is nou in die hemel, en ek wil nergens anders wees nie, want hier is ek gelukkig, hier kry ek nooit meer seer nie. Ek is nou in die hemel, en my hart is daar by jou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Nou is ek die engel wat sy vlerke om jou hou. Die familie het my gevra om namens hulle die bedankings te lees. Baie dankie aan die kerk en Afbop vir al die reëlings. Baie dankie aan die volgende persone vir hulp en bystand: Karel en Ina Reineke, Rina Greter, Andre en Tina van der Merwe, John van der Merwe, Henriette, Susan Janse van Rensburg, Elzette Leroux, Ryk en Helene, en Christa en Leon Ferreira. En dan ook 'n groot dankie vir Tessa vir die platters, en ook dan wil ons ook net dankie sê aan almal wat gekom het van ver en naby af. En laastens dankie aan almal se emosionele bystand wat julle gegee het. Die
verrigtinge verder in die reëlings is dat ek gaan die name van die draers uitroep en soos ek julle uitroep kan julle vorentoe kom. Daarna kan die naby familie en die res van die familie net ook stap agter hulle aan tot by die lijkswa. Ons nooi almal uit dan om na die Sandfontein begrafnis te gaan. Dis baie eenvoudig, dis net met Denhuisenlaan hierdie straat. Al die pad reguit aan kan mens gaan, dat ons sones toe ry. En dan nooi die familie en die gemeente julle uit om na die tyd as ons klaar is by Sandfontein, om terug te kom vir ietsie om te eet en tee en koffie om te drink. Here, ek bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en ook die liefde van God ons Vader en die gemeenskap, die nabyheid en die troos van die Heilige Gees by ons almal sal wees. Amen. Soos ek die draers se name uitlees, kan julle opstaan en hier vorentoe kom. Karel Reineke Swaar, Rina Greter, sisterskind, Delani van der Merwe, dogter François van der Merwe, skoonseun Jana Greenwood, dogter en Charles Greenwood, kleinseun. En julle gaan dan voorstap, die draers by die graf gaan ek hier uitlees. Julle hoef nie nou vorentoe te kom nie, maar net dat julle onthou by die begrafplaas is Scully Reineke, sisterskind, Konrad Greter, vriend, Koos Grindling, Swaar, Charles Pretoria, sisterskind, Alfred Pitt, broer en Nick Grindling, sisterskind.